Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam vanaand as lofpsalm in antwoord op die groetseën van die Here, Psalm 104, die eerste en die 20ste vers. Ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootsheid sing in psalm en lied. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook ons stem kan voeg by die van al die gelowiges oor die hele aarde en U mag loof en prys. Dankie dat ons U mag loof en prys omdat U groot en goed is en omdat daar aan U goedheid geen einde is nie. Ons het dit vanoggend beleef in 'n erediens en vanaand weer daardie voorreg. Daarom is ons gebed, spreek Here, en laat ons U kinders luister. Ja, gee vir elkeen van ons 'n geopende oor en 'n hart om te verstaan hoe groot U genade in ons lewens is. Ons vra dit want ons bely dat ons ook sondaar mense is wat lewe deur U genade. En dat dit die enigste rede is hoekom ons ook na U toe kan kom in gebed. Die enigste rede is hoekom ons enige iets van U kan vra of enige iets van U kan verwag. Want ons weet, ons verdien niks nie. Maar U het U eie seun nie gespaar nie en hom oorgelewer, hom geskenk. So offer vir ons sondeskuld. Laat ons dan nooit twyfel dat U nie ook vir ons al die ander dinge wat ons nodig het, saam met hom sal gee nie. Ons dankie ook vir die groot genadegawe van U Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is
en daardeur ook u liefde. Gee dat ons daardie liefde, die oorvloed daarvan, sal gebruik. Ons bid ook vir die week wat voorlê, waar ons ook die hemelvaart van ons Here Jesus Christus gaan gedenk en onthou. Laat Hemelvaartdag ook 'n dag wees, waarop elkeen van ons sal buig voor ons koning aan u regterhand. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vanaand, broeders en susters, luister ons saam na 'n gedeelte uit Hosea uit, hoofstuk 14, dis die laaste hoofstuk, en ons luister daar saam af vanaf vers 2 tot en met vers 10. Hosea begin hierdie gedeelte met die woorde: keer terug na die Here jou God, Israel, want jy het geval deur jou sonde. Bely julle sonde en kom terug na die Here toe. Sê vir hom: vergewe tog al ons sonde en neem ons belydenis aan. Ons bely teenoor u, Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie hande werk sê, ons God nie. By u alleen is daar liefde vir 'n weeskind. Ek sal hulle ontrou genees, ek sal hulle van harte lief hê. Wanneer my toorn van hom afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos 'n lelie en hy sal so vas staan soos die Libanon. Hy sal geil groei. Hy sal so sterk wees soos 'n olyfboom en hy sal ryk soos die plante van Libanon. Wat voorheen by die Libanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou. Hulle sal weer groei soos 'n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van die Libanon. Efraim, ek wil niks te maak hê met afgodsbeelde nie. Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Ek is soos 'n groen sipres. Alles wat jy het, sal van my afkom. Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want die Here doen is reg. Die regverdiges lewe daarvolgens en die opstandiges kom daardeur tot 'n val. Vanaand dan, broeders en susters, hierdie woorde van vers 9, baie belangrike woorde. Alles wat jy het, sal van my afkom, sê die Here. Kom ons sing nou daarvan juis in Psalm 103, waar ons sê: maar God se genade en goedheid is oneindig oor almal wat hom vrees, sy trou bestendig. Dit reik tot aan die verste nageslag. Ons staan vir die sing daarvan. Ons sing vers 8 en vers 9 saam, waarna ons weer ons sitplek inneem.
Dit is so, broeders en susters, dat ons nou al baie daarvan gehoor het in die Dordtse leerreëls, van uitverkiesing en verwerping, en 'n mens sien dit ook in die wêreld waarin jy leef. Daar's baie mense in die wêreld wat nie in Jesus Christus glo nie. Om die waarheid te sê, die meerderheid mense wil van die boodskap van die evangelie niks weet nie. Daar's geen begeerte by mense om dit te hoor nie. Ons self weet ook hoe moedeloos 'n mens baie keer kan raak. Veral as jy probeer om ander mense van die Here te vertel, of as jy ander mense op hulle ongeregtighede wil wys, hulle waarsku oor die pad waarop hulle is. En dan luister hulle nie. Mens kan maklik moedeloos raak as dit met jou gebeur. Maar onthou die gelykenis van die saaiër, wat die Here ons daar leer is, ons is die saaiers. God is die een wat laat groei. En wat God daardeur vir ons leer ook, is daar sal altyd groei wees waar die saad gesaai word. Die sukses van die woordverkondiging lê nie in mense nie, maar in God, by God. Is daar nie so iets soos 'n miskien of 'n dalk nie? As God besluit dat die woord in iemand se lewe vrug moet dra, dan het jy te doen met 'n beslis. Dit sal beslis vrug dra. En ons moet dit onthou, sondaarmense soos ons kom tot bekering alleen waar God se Gees werk. Waar die Heilige Gees werk, omhels mense Jesus Christus, omhels mense die weldade van Jesus Christus in die geloof. Waar die Gees van God werk, word sondaarmense uit die duisternis uitgeruk na die wonderbare lig, daardie lig waarvan die woord ons leer, dat deur niks uitgedoof kan word nie. Die lig van Christus. En dit is wat ons ook vanaand moet raak sien. Ons is ook sondaarmense. Ons is ook arm, ons is ook verlore. Ons is ook doemwaardige sondaars wat die oordeel verdien. Tog het God sy seun Jesus Christus gegee om vir ons sondeskuld te betaal. Sy bloed laat stort sodat ons sondesmet, ons sondeskuld weggewas kan word. Ja, soos die Here dit self in ons teksgedeelte sê hier in vers 5. Baie pragtig, ek sal hulle ontrou genees, ek sal hulle harte van harte lief hê. Dis wat ons vanaand ook moet besef. Ons is vanaand hier omdat God ons hierheen gebring het. Ons is God se kinders omdat God ons genadig is. Dit is waarop ons vanaand ook gaan fokus in die prediking. Ons gaan kyk na die betekenis van God se genade in ons lewens. Eenvoudiger as die Here self kan 'n mens dit nie sê nie. Ons kernvers, daardie laaste vers van die profesie, maak dit eintlik baie duidelik. Alles wat jy het, sal van my afkom, sê die Here. Alles kom uit sy hand. Dis die betekenis van God se genade in ons lewens. Ons almal ken die Koos du Plessis se pragtige gedig ook, gebed, waar hy sê, wat ek is net genade. Nou so waar is wat hierdie dinge is, broers en susters, so moeilik is dit vir ons om te begryp. God se genade op sigself is 'n wonderlike woord om te ken. Genade is een van daardie woorde wat pragtig is, wat mooi is.
Maar baie min mense verstaan of begryp ooit die betekenis van die woord. Dink maar vir 'n paar oomblikke aan onsself in ons gebede. Gebed, ons bid altyd. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Ons ken die woord genade, ons gebruik dit in ons gebede. Maar tog het die term genade by baie mense iets geword wat hulle glad nie mooi verstaan nie. Dink 'n bietjie daaraan hoe praat mense oor genade. Hulle praat van vrye genade of onverdiende genade. Nou dit op sigself is eintlik al 'n weerspreking daarvan, want genade kan niks anders wees as vry en onverdiend nie. Jy kan niks by dit sit nie. Genade is vry en onverdiend en daarom ons wat bid nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, baie versigtig wees om vir mense te vertel hoe hard het ons gewerk om te kom waar ons gekom het. Want dis genade. Alles is genade uit die hand van die Here. Daarom moet ons versigtig wees dat ons dink genade is net nog 'n woord waarmee ons onnadenkend kan omgaan en ons gebede afsluit mee. Dink 'n bietjie aan Moses. Dink vanaand terug aan wat hy ook gesê het. Omdat dit so maklik vir ons is om te vergeet wat genade is, het die Here ook met die mens rekening gehou in die tyd van Moses met Israel. En daarom voordat hulle die beloofde land sou ingaan, praat Moses met die volk en dan sê hy vir hulle die volgende. Hy sê daar vir hulle: die Here jou God sal jou bring in 'n land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee. Die Here gaan vir jou groot en mooi stede gee, sê hy, wat jy nie gebou het nie. Huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte wat jy nie uitgekap het nie. Wingerde en olywe wat jy nie geplant het nie. Maar sê hy, sorg jy dat jy nie die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het nie. Sien, dis die een ding wat Israel moes doen. Hulle moes nie vergeet wie die God is wat vir hulle sorg nie. Hulle moes op God vertrou, op die Here vertrou. Ja, en onthou, hy sorg nie vir hulle omdat hulle beter is as ander mense nie. Hy sorg vir hulle omdat hy genadig is. Vir hulle alles gee wat hulle nodig het om te lewe. Dink 'n bietjie terug ook aan die woestyntog. Dink 'n bietjie verder terug aan die 10 plaae. Dink terug aan Jakob se seun. So kan 'n mens teruggaan. Wat vir hulle alles gee wat hulle nodig het. En dis dieselfde boodskap wat ons in ons teksgedeelte vanaand ook hoor. God wat sê, ek is 'n genadige God, ek sal vir jou sorg. Alles kom van my af. En daarom, broers en susters, luister self ook na die opdrag van hierdie teksgedeelte. Daar in vers 2 begin die Here met 'n opdrag. Hy sê, keer terug na my. Keer terug na die Here jou God. Want jy het geval in jou sonde, bely julle sonde en kom terug na die Here, sê hy. Nou wat was die sonde van Israel? Waarin het hulle wegbeweeg van die Here sodat hulle moes terugkom? Baie eenvoudig gesê, in hierdie tyd het hulle nie op die Here vertrou nie. Nie meer gesien dat alles wat hulle is en alles wat hulle het en alles wat hulle mee te doen het, is genade uit sy hand nie. Hulle het gesê, in hulle omstandighede waarin hulle was,
Ons sal self planne maak. Ons sal self vir ons voorspoed skep. Ons sal ons wapens opneem en ons self verdedig. Miskien gaan jy meer verstaan as ons die agtergrond van hierdie woorde van die volk dalk kan verduidelik. Hosea het geprofeteer in die laaste dae van die koninkryk van Israel. Onthou die twee ryke, die noordelike en die suidelike ryk. Hierdie is die laaste dae van die noordelike ryk onder leiding van koning Jerobeam die tweede. Dis ook die tyd waarin die Assiriërs begin het om vir hulle self 'n wêreldryk op te bou. Hulle het die een na die ander koninkryk voor hulle platgevee en die mense in ballingskap weggevoer. En die gevolg was dat kleiner ryke soos Israel en soos Juda begin het om planne te maak. Wat se planne? Hulle het koalisies gevorm. Hulle het ooreenkomste aangegaan met ander konings rondom hulle, onder andere koning Resen van Damaskus in die noorde. Alles in 'n poging om die Assiriërs teen te staan, om hulle te help veg teen die Assiriërs. Ja, die konings van Juda en Israel het so ver gegaan in hierdie tyd om hulp te gaan soek by die Egiptenare, hulle onderdrukkers van ouds. Daarom sê die Here in die teksgedeelte, daar is op wapens vertrou en nie meer op God nie. Ja, selfs sien ons in die teksgedeelte het hulle drastiese stappe geneem om hulle self te probeer red. Hulle het allerhande afgode begin aanbid. Beelde wat hulle vir hulle self gemaak het, aanbid. Alles in die naam daarvan dat hierdie beeldjies hulle gaan help. Sien, die sonde van hierdie mense was dat hulle in hulle omstandighede wat beroerd was, want die Assiriërs het nie gekom om te speel nie. Hulle het vergeet wie die Here is. Hulle het vergeet wie die Here is, hoor mooi, wat hulle uit die plek van slawerny bevry het, sonder dat hulle 'n vinger hoef te gelig het. Hulle het vergeet dat dit die Here alleen is, wat die verharde Farao en al sy manne in die Rooi See verdrink het. Dat dit die Here alleen is wat hulle die weeskind van die wêreld liefhet. Die hulpelose liefhet. Dit is 'n belangrike woord, die woordjie hulpeloos, want hierdie mense was regtig hulpeloos, broers en susters. Hulle is in daardie tyd gekonfronteer met hierdie magtige oorlogsvolk wat uit die noorde op pad was om hulle te vernietig. Daarom sê die Here vir hulle, keer terug na die Here toe, kom terug na my toe. Bekeer julle op alle terreine, op politieke terrein, vergeet van hierdie ander konings, vergeet van Egipte, hulle kan julle nie red nie, net ek kan julle red. Al hierdie planne wat julle maak op godsdienstige terrein, hierdie beeldjies wat julle gemaak het en aanbid, gaan gooi die goed weg. Besef die enigste een wat kan help, is die Here. Hy wat jou uit Egipte al reeds gered het. Hy wat hierdie stede vir jou gegee het, wat hierdie land vir jou gegee het. Want dis die belofte van ons teksgedeelte, maar ook die belofte van die evangelie. Die Here sê daar, ek sal hulle ontrou genees. Is dit nie mooi nie? As jy dink jy moet terugkeer na die Here toe, dan sê die Here vir jou, ek sal jou terugbring, ek sal jou ontrouheid genees. Ek sal hulle van harte lief hê, sê hy. Wanneer my toorn afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou, en hy sal bloei soos 'n lelie en geil groei. Hier is ook 'n pragtige beeld. Ek sal vir Israel wees soos die dou. As mens daaraan dink, moet jy bietjie verstaan hoe dit in Palestina ook werk. Die land, weet ons, is 'n winterreënvalstreek, soos by ons in die Kaap. Die somer, April tot September, sonder reën. En die enigste bron van vogtigheid in daardie tyd
In daardie groeityd, as mens dit so wil stel, is die dou. As jy gaan kyk in ander woestyne in die wêreld, werk dit ook so, ook in die Namib-woestyn, die dou wat van die see af inwaai. Nou, hoe belangrik is die dou? Gaan kyk 'n bietjie in 1 Konings hoofstuk 17 waar Elia vir Agab gaan sê, maar hier gaan 'n droogte kom. Die dou word eerste genoem. Selfs die dou gaan wegbly en dan die reën. Dit is interessant as mens dit raak sien. So dou is baie belangrik in hierdie geval. En as mens teen hierdie agtergrond gaan kyk na Hosea 14 vers 6, dan sien jy dat die Here hier eintlik vir ons iets belangriks oor homself kom leer. Wanneer God vir Israel sê, ek sal vir julle wees soos die dou, dan sê hy inderwaarheid daarmee vir hulle, ek is vir julle lewensnoodsaaklik. Sonder my kan julle nie lewe nie. Dit is belangrik om dit te onthou. Die dou kom juis in die tyd wanneer die nodigste is, in die somermaande, in die warm, in die droë, in die dorre aande, dan is die dou val op sy swaarste. En 'n mens moet dit onthou ook in ons lewens, ook in ons geestelike lewe, in die dorre ure van ons lewe. Mens kan dit selfs verder vat in die donker ure van ons lewe. Daar waar jy dit nie kan sien nie, waar jy dit nie kan hoor nie. Daar kom God met sy seëning, met die dou. En dan weet ons hoe dou werk, jy hoor dit nie. Maar die Here werk ook so, jy hoor hom nie altyd nie. Sien hom nie altyd nie. Maar hy kom wanneer jy hom die nodigste het. En dit moet ons onthou, daar's geen geweld nie, daar's geen geraas nie, daar's nie donderweer nie, daar's geen weerlig wat flikker nie. Maar in die nag, waar niemand dit sien nie, diamantdruppels wat jy die volgende oggend raak sien. So werk die dou. In die stilte van die nag, geruisloos. En ja, net soos die dou dag, of sê eerder nag vir nag, jaar na jaar uitval, so is God se genadewerk in ons lewens ook. Dit gaan altyd voor. Dink 'n bietjie aan die dou. Hoe dit kom en hoe dit gebeur. En dink jy vir 'n paar oomblikke aan Jesus Christus en hoe hy na die wêreld toe gekom het en hoe hy gelyk het, wat hy gedoen het. 'n Nederige baba in 'n krib in Bethlehem. 'n Man aan 'n vervloekte kruishout. Die woord sê vir ons, iemand wat deur mense verag is, wat deur niemand geag is nie. Dis die Here Jesus. Dit was God se genade in aksie. Weet Dosius beruimde, dan sê hy vir ons, as hy oor Jesus praat, God se werk eers eindeloos hoog verhewe, daal op 'n aarde in sonde uit. Daal soos die dou in die nag op ons neer. Sodat nou uit ons donker lewe, hierdie nag van sonde waar ons is, sy lof kan opstyg 1000-foud. Ja, en toebereide harte en ore, hoor mooi, en toebereide, voorbereide, gereed gemaakte harte en ore. Daar val die dou. En van volk tot volk, van oord tot oord, van oos na wes, noord na suid. Die hele wêreld deur gaan daar 'n nuwe mensheid na vore kom. 'n Nuwe reddingsboodskap in die wêreld ingaan. Besef ons dit vandag, so het die, kom ons noem dit maar die dou van God se genade op elkeen van ons ook neergedaal. Het hy ons weer as sy kinders in sy sorg geneem. En vir ons geleer dat alles wat jy het, sal van my afkom. Sonder my kan jy nie lewe nie. Vertrou op my.
Ja, sê die Here, vertrou op my. Dan sal jy so mooi wees, sê hy, soos die lelie van die veld. So onbeweeglik geanker soos die Libanonberge. So oorvloedig soos 'n olyfboom en so aangenaam soos die reuk van die plante op die Libanon. Jy sal alles hê wat jy nodig het om te lewe. En dit, geliefdes, is die betekenis van God se genade in ons lewens. Alles kom uit sy hand. Amen. Kom ons dank saam. Van volk tot volk, van oord tot oord, reis nou 'n mensheid word herbore. Die nuwe reddingsboodskap. Ja, die boodskap van u genade. Daardie genade waarvan ons vandag ook by herhaling verseker is. By herhaling aan herinner word. Juis omdat ons mense is wat so maklik vergeet. So maklik vergeet dat alles wat ons het, kom van U af. Daarom bid ons dat U deur die Gees, deur die woord ook elkeen van ons sal terugroep na U toe en teruglei na U toe. Ja, dat ons ook in ons eie lewe waar dit ook kan donker word, die donkerte kan ingaan met die wete dat dit juist die tyd is wanneer die dou van die Here, die dou van U genade op ons lewens val. Met die vertroue dat ons na die donkerte die helder strale van ons Here Jesus Christus en U lig op daardie dou ook sal skyn en sal glinster. Daarom dank ons U en loof ons U en bely ons eie sonde voor U, wetende dat ons skuldig staan voor U. En ons bely U alleen is die een wat God is. By U alleen is daar liefde vir 'n weeskind. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawe te gee vir die diens van barmhartigheid. Tot roem en prys van God se genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van die reddingsdade in Hom wat die geliefde is. Uit Hom in wie ons nou weer vry is van skuld deur sy verlossingsbloed. In Hom in wie die heil berei is, kom seën stroom ons tegemoet. Kom ons staan en dan sing ons van die genade van die Here in ons juis die genade in Jesus Christus waaruit al die ander seëninge van die Here na vore kom. En dan sing ons vers 3 van Skrifpruiming 1:1 saam.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.